Weer eens baie welkom en baie dankie dat u ingeskakel het. Nou ek glo dit gaan sommer baie goed met u en dat die woord van die Here en die waarheid daarin vervat vir u baie belangrik is. Nou ek gesels andermal weer oor vreemde manifestasies in die kerk en in vandag se video gaan ons kyk na die slain in the spirit phenomena. Dit is 'n manifestasie wat in ons charismatiese Pinksterkerke plaasvind. Nou dit vind nie in al ons Pinksterkerke nie, maar in baie van hierdie charismatiese Pinkster vind hierdie gebeure plaas. Ons moet dit gaan toets aan die skrif vandag. Ek gaan vir 'n paar videoklips speel. Ons kan gaan kyk na skrifgedeeltes wat hulle gebruik om dit te probeer staaf. En dis baie belangrik. So ons moet hierdie goed alles beoordeel in die lig van die skrif. Dit is belangrik om te onthou dat hierdie manifestasies vind nie net plaas in ons charismatiese kerke nie, maar ook in Hindoeïsme, Oosterse gelowe. En dit is baie ernstig. So kom ons spring dadelik weg. Nou hierdie skrifgedeelte is vir my so belangrik. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou ons is nie hier om mekaar aan te val nie. Ons gaan kyk wat die woord van God leer en ons gaan dan hierdie ding teregwys en weerlê volgens die skrifte. So kom ons gaan kyk, wat is slain in the spirit? Nou die belangrike vraag is, wat is dit? Kom ons gaan kyk. Slain in the spirit or slaying in the spirit are terms used by Pentecostal and charismatic Christians to describe a form of prostration in which an individual falls to the floor while experiencing religious ecstasy. Believers attribute this behavior to the power of the Holy Spirit. Nou, u sal dit altyd hoor in sulke kerke of denominasies of bewegings, dat dit wat daar gebeur is die Here se gees wat aan die werk is, en ons moet baie versigtig wees. Ons kan nie alles aan die Heilige Gees toeskryf wat as daar iets gebeur nie. Daar's vreemde goed wat gebeur en ons moet versigtig wees daarvoor. Maar ons gaan vandag kyk wat die woord van die Here leer of hierdie werklik skriftuurlik is al dan nie. Nou kom ons gaan kyk wat sê Johan Malan. Nou hy sê the phenomenon of falling being slain in the spirit is an unbiblical practice which surfaced in the charismatic movement for the first time during the second half of the 20th century. Since then it has spread all over the world and become an instrument in the hands of the devil to establish a false kind of mystical spirituality in the lives of millions of people. This practice still continues and it is imperative that young believers should be warned against its dangers. So ons moet gaan kyk na hierdie goed en dis baie belangrik. Nou, ek gaan vir 'n videoklip speel en jy kan vir jy gaan kyk of dit werklik skriftuurlik is, wat daar gebeur en luister mooi wat hierdie man sê, is absoluut die waarheid wat hy sê. Kom ons gaan kyk. Your anointing in the name of Jesus Christ of Nazareth, in the name of Jesus, the hand of God is upon you. This is absolutely disgusting and 100% spiritual abuse, and to children nonetheless. We don't see this thing taught or practiced anywhere in the scripture. When the Holy Spirit came upon Jesus at his baptism, we don't see him collapsing or starting to speak in tongues or vibrating uncontrollably. When we read the New Testament, we don't see people touching other people so that they can be slain in the Spirit. We don't see the Apostle Peter, John, or Paul touching people, causing them to fall over as if they're slain by the Spirit. In the New Testament, we don't see people lining up to be so-called anointed or to be blessed. This kind of thing has its roots in Christian Gnosticism and in mystical Eastern religions. In the occult world, it's called the serpent power or awakening the chakra. There are many people in the scripture that fell backwards, but it was never a blessing. It was always a judgment. For example, 1 Samuel 4:18, Isaiah 28:13, 1 Samuel 28:20, and we could go on, but today's slain in the spirit experiences are always followed by different hysterics, animal imitations, different drunken behavior like slurred speech. When we look at John's experience
experience in the book of Revelation and Daniel's experience in the Old Testament, it's accompanied by the sense of terror at the holiness of the awesome presence of the Lord. All believers are anointed by the Holy Spirit, 1 John 2:20, and none of this behavior glorifies God. Many who promote this nonsense of being slain in the Spirit will claim that if you don't experience it, you can't speak about it. But is that the biblical truth? Absolutely not. In fact, this is a very dangerous position to hold. The enemy is hoping that you will trust your feelings and experiences over the written word of God. The word of God commands us to test all things and to examine the spirits. When experience replaces biblical knowledge, we have abandoned God's standard. Nou ja, u kan vir jouself gaan besluit en beoordeel wat of hierdie werklik skriftuurlik is, al dan nie. En maar wat hierdie man sê is baie waar. Hierdie goed kom voor in ons oosterse gelowe, veral in die hindoeïsme, en dis nie 'n praktyk wat net in ons kerke plaasvind nie. En daarin is al vraagtekens. Jy moet gaan kyk, hoekom vind dit daar plaas en ook in ons kerke? Watter gees is aan die werk? En dit wat baie Christene nie kan onderskei nie, hulle het nie hierdie gees van onderskeiding om te besef wat sê die skrif en wat sê die skrif nie. Maar dit is belangrik dat ons gaan kyk, dit is absoluut onskriftuurlik. Kom ons gaan kyk wat sê Costi Hien. Costi Hien sê natuurlik, hy is natuurlik die neef van Benny Hinn. Hy sê there is literally nothing in the Bible that supports this practice of slaying people in the spirit. Is daar iets in die skrif wat dit vir aandui? Daar is nie, maar daar is skrifgedeeltes wat die mense gebruik om te sê, maar dit is wat dit is. Dis hoekom dit daar staan, 'n mens het agteroorgeval, mense het vooroorgeval, en ons gaan kyk na daai skrifgedeeltes. Maar kom ons gaan luister wat sê die man op klip 700, waar kom hierdie gedagte van slain in the spirit vandaan? Being slain in the Spirit is real, and then the whole expression slain in the Spirit comes from Revelation chapter 1, where I fell down as one is dead. And so it starts with, it was the Lord's day, and I was in the Spirit. And then John has this great revelation of Jesus as the Alpha and Omega, and he falls down as one dead. So that's where we get slain in the Spirit. Nou dit is nie korrek nie, want die skrifgedeelte wat hy gebruik is Openbaring 1:17. Ons gaan kyk na daai skrifgedeeltes nou. Maar hierdie pamflet wat hier voor u sien kom nie uit die charismatiese beweging nie, maar uit een van ons gematigde Pinksterkerke, die volle evangelie kerk. En hulle glo absoluut dat hierdie skrifte praat van slain in the spirit. En dit is nie die geval nie. Kom ons gaan kyk na die eerste skrifgedeelte, Handelinge 9. Dis waar Paulus natuurlik op die pad van Damaskus is, hy het Christene vervolg, en wat het met hom daar gebeur? Nou ja, ons weet, hy het die Christene wreed vervolg, en toe Jesus op die pad verskyn in 'n groot lig. Kom ons gaan kyk wat sê die skrifgedeelte, en toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond, en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Nou, die gedagte val op die grond is so welkom in die doktrine van die charismatiese beweging, want hy het geval. Dit is slain in the spirit. En daar's baie van hierdie preke, dit is op YouTube, waar hulle hierdie gedagte val op die grond as slain in the spirit beskou, toe Saul op die pad van Damaskus was. En dis nie wat daar gebeur het nie. Hy was oorweldig deur hierdie lig wat hom omstraal het. Ek meen, as jy op die pad loop en ewe skielik is 'n lig wat jy verblind, en jy weet nie wat is besig om te gebeur nie, gaan jy met soveel skok oorweldig wees, dat dit met jou ook gaan gebeur. Maar hierdie mense gebruik die skrif buite konteks en sê, dit is slain in the spirit. Nou kom ons gaan kyk na die gedagte, Openbaring 1:17, die gedagte dat Johannes op die eiland Patmos, hy is soos 'n dooie aan die voete van Jesus geval, nou sê hulle, dit is slain in the spirit. Nou kom ons gaan lees dit. Nou goed, skrifgedeelte Openbaring 1:17, en toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Nou, Johannes het hier op die eiland Patmos, het hy die openbaring van Jesus Christus ontvang, wat in die eindtyd gaan gebeur, en nou ja, toe verskyn Jesus aan hom, hy het geskrik, en dit is wat gebeur het, hy was oorweldig, deur die teenwoordigheid van Jesus ewe skielik aan hom, en dit is absoluut wat hier gebeur het. Niks so slain in the spirit hier die plaas vind nie, maar dis wat Christene glo, dis wat hier gebeur het. Nou kom ons gaan kyk na
wat gebeur het natuurlik op die berg van verheerliking. En hierdie is ook 'n skrifgedeelte wat hulle gebruik om te sê, hulle is slain in the spirit. Nou, Jesus was met sy 3 disippels op die berg van verheerliking, en ewe skielik verskyn Moses en Elia aan hulle, 'n wolk het hulle oordek, en Jesus het tussen hulle gestaan, en van skok. Kom ons gaan luister na die skrifgedeelte, ons gaan lees dit gou-gou. Terwyl hy nog spreek, oordek 'n helder ligte wolk hulle met eens, en daar sê 'n stem uit die wolk, dit is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Luister na hom, en toe die disippels dit hoor, het hulle op hulle aangesig geval en was bevrees. Let op, hulle het op hulle aangesig neergeval, hulle was by hulle positiewe gewees, maar was bevrees. Slain in the spirit val hulle agteroor, en hulle is nie bevrees nie, hulle is buite hulle self, hulle is nie bewus van hulle self nie. Hierdie mense gebruik die skrifte om hierdie goed te probeer staaf, en dit is absoluut skokkend, dis baie skokkend. Nou kom ons gaan kyk na 'n geval waar Jesus dan gevange geneem was, wat baie van die leraars uit hierdie beweging sê, daar was hulle ook geslain in the spirit. Kom ons gaan kyk. Nou Johannes 18 vers 6, dis waar Jesus natuurlik gevange geneem was, die soldate en Judas het hom ons verraai, en toe daar mense natuurlik agteroor geval, nou sê die charismatiese beweging, dit is slain in the spirit. Nou kom ons gaan kyk. Johannes 18:6 word algemeen deur voorstanders van die val in die gees gebruik. Die Bybel sê die volgende oor hierdie verskynsel. Eerstens, die mense wat in Johannes 18:6 sogenaamd in die gees geval het, was die vyande van Christus, waaronder ook Judas Iskariot. Nou as die vyande van Christus geslain in die spirit word, wonder ek, wat is dit regtig? En dis wat hierdie mense dink, hulle glo alles is slain in die spirit, alles wat in die Bybel sê het geval, is nou slain in die spirit. Tweedens, die agteroorval was nie 'n toestand van bewusteloosheid of beswyming nie. Dit kan eerder gesien word as die skok-effek op verlore mense tydens 'n ontmoeting met God. Johannes 18:6 kan dus nie gebruik word om die huidige verskynsel van val in die gees te verdedig nie, want dit is onderstel duidelik dat almal wat neerval verlore sondaars is. En dis wat hier gebeur het. En dit is so jammer dat so baie gelowiges vashou in hierdie verskynsel en dink dat dit werklik van die Here afkom. Nou goed, ongeredde mense word in die spirit geslain. En dit is wat gebeur in ons charismatiese kerke. Kom ons gaan kyk na 2 getuies. In certain groups, falling in the spirit equated with salvation, since unsaved people are also stricken by it. Ezra Koppen sê, dis nou een van die, waarskynlik in die charismatiese kerk, I have seen many people so slain with who were not Christians, and the experience had the fabulously glorious result of making believers out of them. They rose to a new life. Kan u dit glo? Dis wat in hierdie kerke gebeur. Dan sê Steve Hill, hy kom van die Toronto Blessing, hy sê die volgende, I have hundreds of times laid hands on the unsaved, and I have watched them being thrown across the ground. I mean, I have watched them fly through the air, fall to the ground, to where they couldn't get up for an hour or 2 hours. Klink dit vir Jesus, dit wat uit die Bybel kan kom? Absoluut nie, glad nie. Maar dis wat die charismate glo, en hulle sal met jou debatteer en stry oor hierdie goed, maar die woord van die Here ken nie hierdie tipe goed nie. Nou goed, kom ons gaan kyk gou wat is slain in die spirit, verskil om vooroor te val in aanbidding, of agteroor te val, waar mense jou nou sogenaamd vang, want jy is nou geslain in die spirit. Nou hier is geen aanraking nie. Ons sien dit op die berg van verheerliking, dit was nie slain in die spirit nie, maar dis wat hulle sê, daar is geen aanraking hier te sprake nie. Terwyl hier hande op jou gelê word, jy word selfs gestamp ensovoorts, maar kom ons gaan kyk. The biblical falling down was a person's reaction to what he saw in a vision or an event beyond ordinary happenings, such as the transfiguration of Christ. In the unbiblical practice of being slain in the spirit, a person responds to others' touch or to motion of the speaker's arm. So hierdie is 2 verskillende goed wat in die Bybel plaasvind en wat ons vandag in ons kerke sien gebeur.
Nou goed, kom ons gaan kyk na Benny Hinn. Hy is 'n man, 'n groot voorstander van die slynende spirit. Kom ons gaan kyk. Nou, Benny Hinn is baie lief om sy baadjie rond te swaai, daai wit baadjie veral, en dan val selfs groepe mense om in die kerk, of daar's ook individue, en dis wat Benny Hinn doen. Kom ons gaan kyk na daardie videoklip. Benny Hinn might be the most famous charismatic leader of all time. Hinn settled a lawsuit against him by the family of Ella Peppard, who claimed to be seriously injured during one of Hinn's slaying in the spirit rituals. Quote, the lawsuit said Peppard was convinced by ushers to go to the front of the church where Hinn was striking people on the forehead and pronouncing them, quote, slain in the spirit. While next in line for Hinn to talk to her, Hinn pushed the man in front of Peppard so hard that the man fell backward into Peppard and knocked her to the floor, causing her to fracture her hip. Instead of offering her medical assistance, Hinn ordered Peppard removed from the stage and placed her in a seat near the front of the church, the suit said. When one usher offered to seek medical aid for Peppard, witnesses said Hinn stopped the usher and said, quote, leave her alone, God will heal her. Here, Hinn appears to hit a man with something like a wrestling attack move, in which the person gets slammed onto the stage. Take it! Take it! Take it! Take it! Take the anointing! Take the fresh breath of the Spirit! Ja, dis baie duidelik dat Benny Hinn beslis Eastern mysticism, ek glo met my hele hart gebruik. En hierdie man is 'n fraud, hy is 'n valse profeet. Now, when someone was slain and fell on an 85-year-old elderly woman in Benny Hinn's crusade in 86, her hip was fractured. Hinn was sued a suit for $5 million, which was settled out of court. She later died from the complications. This gave birth to the catcher ministry today. They take away the catchers and see how many people will fall. Nou, wat hier plaasgevind het is baie ernstig. En as dit van die Here af sou kom, hoekom sou hierdie gebeurtenis in 'n hofsaak eindig? Kan jy sien die misleiding agter dit? En natuurlik dan sê hy, nee, maar moenie aandag aan haar gee nie. Die Here sal haar genees as sy seer gekry het. En dit is wat gebeur het met die vrou. Sy was beseer. En Benny sê, los haar, God sal haar genees. Is dit nie skokkend nie? Nou, baie mense glo in hierdie gebeure, in hierdie manifestasies, en dit vind nie plaas in die woord van God nie. Dit het nooit plaasgevind daar nie. Dit word nie eens genoem nie. Maar hierdie mense glo dat hierdie absoluut van die Here afkom. Kom ons gaan luister wat sê Walter Beat oor hierdie mystiese gebruik deur Benny Hinn. Kom ons gaan kyk. In a moment. This was Mesmer when he mesmerized this woman. This is Benny Hinn when he mesmerizes this woman. In an interview, he was asked whether what he does is hypnosis, and he was confronted when they said to him, what you are doing is hypnosis, and the top hypnotists say that you are very good at hypnosis. Notice what he does when the people get slain in the spirit. The anointing. To personal charisma and well-tried techniques of crowd manipulation, Benny Hinn adds another dramatic ingredient. Actually, it's an old hypnotist trick, and it's been around for hundreds of years. Fire on the choir. Fire! Notice this one. She first looks where she's going to fall. You must let every guard down. First, there's the classic hypnotic induction. You will not protect even your emotions anymore. You become completely open. Because the anointing demands that every part of you be open. And at those moments, you are extremely fragile and extremely sensitive. Nou kan jy sien wat sê Benny Hinn. Alles in jou moet oop wees, jou gemoed, jou liggaam, alles.
En dit is die groot gevaar wanneer jou gedagtewêreld gevul word en jy dis oop vir enigiets wat jy kan ontvang moontlik. Maar dis nie skriftuurlik nie. Nou die Hebreërs in Handelinge 17 vers 11 sou die volgende gesê het: sien julle enige van hierdie manifestasies in die skrifte? Staan dit daar geskrywe? Hulle soek dit, dis nie daar te vind nie. Maar hier is 'n baie gevaarlike fenomena. Jy stel jou oop vir gevaarlike geeste om in te kom. En dit is wat nie vir jou geleer word nie. Nou, die Bybel is duidelik: geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die gees op die proef of hy uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. En natuurlik, ek het reeds vir daai skrifgedeelte beklemtoon, hierdie mense wat natuurlik die skrifte ondersoek het om te kyk of hierdie dinge so was. En ek is baie seker, 100%, hulle het nie daai tipe goed gesien in die Bybel nie. Maar dis wat vir jou geleer word en dis baie, baie ernstig. So ons moet gaan kyk of hierdie goed wel in die skrif voorkom. Kom ons gaan kyk nou na 'n baie, baie skokkende video, ook oor Slain in the Spirit en wat daar gebeur. Nou ek vra aan die charismatiese Christene, dink jy regtig dit is van die Here af? Dink jy dat hierdie sirkus van die Here afkom? Absoluut skokkend. Ons sien hierdie dinge nie in die woord van God nie. Het Jesus so met Johannes op die eiland Patmos gemaak? Dis ernstige goed hierdie mense. Ons moet gaan kyk wat die woord van die Here leer. En selfs op die berg van verheerliking. En dan is daar ook 'n skrifgedeelte toe Daniël natuurlik oorweldig was toe die engel aan hom verskyn het. Mense gebruik hierdie goed buite konteks en sê dis alles Slain in the Spirit. Nou ons weet dat die soldate wat Jesus gevange wou neem agteroorgeval het, net soos hierdie man en baie gevalle wat ons in die charismatiese beweging sien. Nou ja, ek gaan vir julle nog een videoklip speel van Slain in the Spirit. Kom ons gaan kyk wat het daar gebeur. Things are very difficult for you. There is a calling over your life. Parisha. Do you know why it's like this? Do you know why it's like this? All you came to do is for Prophet Angel. Ja, dit is natuurlijk Hubert Angel, 'n sogenaamde profeet van Zimbabwe. En dit wat hier gebeur het, is totaal onskriftuurlik. Dit kom nie in die Bybel voor nie, dit is selfverheerliking. Want hy het dit nou reg gekry en mense sien hom aan as 'n geweldige profeet, wat deur God gebruik word, dit krag. Dis misleidend, ons leef in tye van groot misleiding. Nou ek gaan afsluit met 'n video van Andrew Foley, wat natuurlik die verduideliking gee, hoekom hierdie gebeure, hierdie fenomena, nie in die Bybel voorkom nie, dat dit totaal misleidend is. Kom ons gaan luister wat sê hy. The Holy Spirit lives in a believer, in every believer, and we are sealed with the Holy Spirit until the day of redemption. So what is happening when people say the Holy Spirit is coming upon me, and then maybe they start wiggling around, or they start speaking in a nonsensical language, or they fall on the floor saying they were slain, what's happening is that they are living in fantasy land. They are crafting a Bible of their own making. You are not going to find in the writings of Peter, Paul, James, or John being slain in the Spirit. God is not knocking you over. He is building you up in Christ. The Holy Spirit is not coming and going. You are the building, and He resides in you forever. We are a walking church. He is not falling fresh in places built with brick and mortar. So
We are living in a fantasy land, living out of our emotions, and falling at the feet of what some person told us from a pulpit when we go with those erroneous theologies. Now, it doesn't matter if 1,000 or 1,000,000 people believe it. If it's not the truth, it's not the truth. Nou ja, dit is Henry Foley wat natuurlik die verduideliking gee daar, absoluut 100%. Ek kan nie glo dat mense hierdie goed nie eers, hulle dit nie beleef in die vroeë eeue nie, nie eens in die vroeë kerke nie, maar aan die einde van daag begin hierdie misleiding toetree, en daarom moet ons as kinders van die Here waak teen sulke valse manifestasies en misleiding. Ons moet leer wat die Heilige Gees leiding is. Ons moet altyd die geskrewe woord van God dit moet gaan toets in die geskrewe woord van God. Toets hierdie goed. Dit is baie, baie ernstig. Mag die Here ons oë open, mag ons die leiding van die Gees ken en weet wanneer God aan die werk is en wanneer die vyand aan die werk is. Nou ja, tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels oor vreemde manifestasies. Totsiens.